Goeiemôre en baie welkom by vanoggend se oordeenking. Ons loof die Here want hy is goed en hy het ook nog 'n dag gemaak en ons daarin laat deel. Hy het weer vir ons 'n nuwe dag gegee om tot eer van sy lewe of tot eer van hom te lewe en ook te kan besef hierdie is 'n kosbare geskenk in sy hand uit. Hy gee vir ons 'n nuwe tydperk van 24 uur om te kan leef. En mag ons ook in hierdie dag die waarde van die lewe besef om God daarin te verheerlik. Ons skriflesing vanoggend kom uit Psalm 74 uit. Ons gaan daarvan die hele Psalm saam lees. 'n Gedig van Asaf. Waarom, o God, hou U aan om ons te verstoot? Waarom is U kwaad vir die kudde wat aan U behoort? Dink tog aan U gemeente, wat U lank gelede U eiendom gemaak het. Die volk wat U vir Uself as besitting verkry het, Sionsberg waarop U gewoon het. Kom, loop tog deur die plek wat so lank al in puin lê, die heiligdom wat die vyand so totaal verwoes het. Die oorwinningskreet van U vyande het in die plek van samekoms weer klink, en hulle het hulle vaandel daar opgerig. Dit het gelyk soos wanneer iemand met 'n byl bosse skoonkap. Hulle het al die houtsneewerk met pyl en koevoet stikkend geslaan. Hulle het die heiligdom aan die brand gesteek, die woonplek van die naam tot op die grond afgebreek. Hulle het vir hulle self gesê, ons sal alles vernietig, en hulle het elke plek van samekoms in die land aan die brand gesteek. U openbaar U nie meer aan ons nie. Daar is geen profeet meer nie. Niemand onder ons wat weet hoe lank dit nog gaan duur nie. Hoe lank, o God, sal ons teestanders ons nog verneder? Sal die vyand U naam vir altyd bly belaster? Waarom help U ons nie? Waarom lig U nie U hand op en vernietig die vyand nie? God is van altyd af my koning. Dit is Hy wat op die aarde redding bring. Dit is U wat deur die mag die see onstuimig gemaak het. U wat die koppe van die monsters in die see vermorsel het. U wat die koppe van die Leviathan verpletter het en hom vir die haie gegee het. U wat die fontein en stroom laat uitbreek het. U wat standhoudende riviere laat opdroog het. Dit is U aan wie dag en nag behoort. U wat aan die son en die maan hulle plek gegee het. U wat al die seisoene van die aarde vasgestel het. Somer en winter is die werk van U hand. Dink tog hieraan, die vyand spot met U, Here, 'n barbaarse volk, belaster U naam. Moet tog nie die wat deur U onderrig is, aan hierdie ondiere uitlewer nie. Moet tog nie U verdrukte volk vir goed vergeet nie. Dink tog aan die verbond, want selfs in die uithoeke van die land is daar verdrukking. Moenie dat die verdrukte teleurgesteld omdraai nie. Red die hulpelose en die arme, laat hulle U naam prys. Kom tog, o God, laat geld tog U reg. Dink tog daaraan hoe U eer dag vir dag deur barbare geskend word. Moet dit tog nie ongemerk laat verbygaan nie. Die geskreeu van U teenstanders, die aanhoudende rumoer van U vyande. Waar Psalm 50 en 73 beide met geloofsfeite of geloofswaarhede begin, is dit byna die direkte teenoorgestelde in Psalm 74. Asaf vra 2 vrae wat direk aan God gerig word, en hierdie vrae is beide gestel as 'n aanklag teen God. Waarom verstoot God sy volk? Waarom is hy kwaad vir sy kudde? En dan gaan Asaf verder om God op te roep om sy volk te onthou. Dit is asof Asaf geen idee het dat hy met die almagtige God praat nie. Hy roep dan vir God om na sy tempel te kom kyk. Asaf wil vir God uitwys hoe die vyand die tempel ontheilig het en afbreek gemaak het aan die woonplek van God. Selfs in die res van die land word al die plekke van aanbidding afgebrand en vernietig. Asaf skryf hierdie psalm jare voordat die tempel vernietig word. Maar ons sien ook die profetiese karakter van dit wat Asaf skryf. Die tempel gaan jare later vernietig word, wanneer die volk weggevoer word in ballingskap. Maar dit beteken nie dat God blind is vir dit wat aangaan nie. Maar Asaf besef dit nog nie. In vers 9 tot 12 lê Asaf aan die klag teen God, dat God homself nie meer openbaar nie. Daar is nie meer profete nie,
En is asof God se stem stil geword het. Die vyand oorweldig vir Israel. En geliefdes, so sien ons Asaf het heeltemal perspektief verloor. Hy vergeet dat God nie altyd in die groot en magtige gebeure homself openbaar nie, maar hy sorg ook in die klein en eenvoudige dinge. En weer eens vra Asaf die vraag wat God blameer vir die situasie waarin die volk homself bevind. Israel vat nie verantwoordelikheid vir sy sonde nie, maar wys die vinger na God toe. Asaf vra dan, hoekom God nie help nie? Hoekom God nie die vyand vernietig as hy dit kan doen nie? En dan is dit asof Asaf skielik met 'n heeltemal ander psalm begin. Hier sien ons dan daardie geloofsfeite wat algemeen is in Asaf se ander psalms. Hy erken God is die enigste en ewige koning. Saam met God se koningskap herinner Asaf dan homself aan wie God is. God is die skepper. Hy heers oor al die dinge. Hy heers oor dag en nag en see en land en seisoene. En dit alles is die werke uit die hand van God. En dit is juist met hierdie begrip wat Asaf dan besef dat dit nie gaan oor die volk se ondergang of die vyand nie, maar oor God se regverdigheid en oordeel. Die mens is nie die fokuspunt nie, maar God in sy almag. Daarom is Asaf se uitroep in die laaste paar verse nie om God aan te jaag nie, maar om homself te herinner. God se regverdige oordeel is op pad. So verlang Asaf dat die volk gered word, sodat God die eer daarvoor kan kry. Die kosbare gedagte van hierdie psalm is dat ons saam met Asaf dikwels hierdie vraag vra. Dat ons gereeld die klag voor die voete van die Here neerlê. Waar is die Here wanneer 'n wêreldpandemie tref? Waar is die Here wanneer ek emosioneel en finansiëel swaar kry? Hoekom doen die Here nie groot en wonderlike werke as hy so almagtig is nie? Maar geliefdes, die Here is God. Voel hier op jou bors. Daar is 'n hartklop. Dit besef, jy het vanoggend wakker geword. Die Here het vir jou nog 'n dag gegee. Kyk buite. Beleef hier die koue. En besef dat dit bevestig hoe God vandag regeer oor die seisoene. Die feit dat dag en nag aanbreek, wys vir ons dat die bewaring van God se skepping nie ophou nie. Geliefdes, omdat jy die Here se sorg so kan raak sien rondom jou, hoef ons nie te twyfel dat God homself openbaar nie. En dit verseker vir ons dat God op die bestemde tyd sy oordeel sal sigbaar maak. En daarmee saam dat hy elke gelowige sal red. Kom ons antwoord deur saam te sing in Psalm 74. Ons gaan daarvan saam sing vers 2, vers 12 en vers 15. Dat dit hierdoor kan besef, die probleem lê nie by God nie. Die probleem lê by ons beperkte begrip, maar die Here maak ook ons harte en ons verstand gewillig om hom te kan ken. Dink aan die volk, aan die gemeente weer, wat die voorheen as gunsvolk uitgelei het, die stam wat u as erfdeel toe verkry het, aan Sions berg, die woonplek van wel eer. Aan u behoort die son wat ons bestraal, die sterre nag is maaksel van u hande, die see wat spoel langs vasgestelde strande, die jaarseisoen het u vir ons bepaal. Ons is omring deur skrik en duisterheid, uit donker plek
kerke loer die honnelsmagte, maar bo ons skyn die helder sterrewagte van die verbond waarop ons voor U pleit. Kom ons bid saam. Here, ons dankie vir nog 'n dag. Ons dankie vir die geskenk van lewe en dat ons alles kan doen tot U eer. Here, ons erken en bely dat ons so gereeld klein is in ons geloof. Dat ons geloof swak is. Dat ons twyfel in die goedheid, dat ons twyfel in die sorg, dat ons twyfel in die teenwoordigheid en die almag. Dankie dat U dit vanoggend ook vanuit die woord uit vir ons bevestig het. Dat U nie ophou sorg nie. Dat U nie ophou bewaar nie. En dat U ook op die bestemde tyd 'n einde sal maak aan die lewe hier op aarde en dat ons die ewige lewe mag ingaan. Help ons dat ons nie die vinger sal wys na U toe nie. Dat ons verantwoordelikheid sal neem vir ons eie gebrokenheid. Lei ons om ten spyte van hierdie gebrokenheid nog steeds getuies te wees van U goedheid. Dat ons ook sal getuig, nie net oor die groot en magtige werke nie, maar ook in die eenvoud. Ons bid dit alles in die kosbare naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Ek wil graag hê dat ons moet vanoggend fokus op die gedagte van dankbaarheid oor die klein dingetjies. En dit is nie net 'n eenvoudige moment nie, ek wil graag aanmoedig om die hele dag te gebruik. Kyk na alles waarvoor jy dankbaar is. En in besonder die klein dingetjies. En wanneer jy besef jy is daarvoor dankbaar, vat 'n oomblik en dank die Here daarvoor. Besef dat dag en nag nog steeds kom en gaan. Dat dit 'n teken is van die Here se sorg. Dank die Here vir hierdie hartklop wat wys dat jy leef. Selfs al sukkel daardie hart en werk hy nie meer so goed soos vroeër jare nie. Besef daar is 'n hartklop. Besef daar is lewe. Besef dis 'n geskenk uit die hand van die Here. Maar wat ons ook moet besef is dat ons nie hierdie dinge kan besef sonder geloof nie. En daarom wanneer jy hierdie klein dingetjies raak sien, dank die Here ook vir die gawe van geloof. Mag jy 'n geseënde dag hê en die Here vir ons nuwe perspektief gee. Totsiens.